Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Nie ver van ons huis af nie, is daar nogal 'n stewige bult. En dan moet ons altyd bietjie stadiger ry vir die fietsryers wat daar ry. En dan kyk ek altyd, as hulle trap, dan kan jy duidelik sien waar die bult so styl raak, waar daar die fiets begin wabbel. En as ek dit sien, en ek laat toe, dat Heilige Gees my iets leer, deur baie goed wat ek sien en hoor, dan weet ek het vanoggend daardie fietsryer gesien, wat so hard getrap het, en toe die stylte gekom het, toe daardie fietsryer begin wabbel het, dat ek moet weet, ek het vir jou boodskap vanoggend, 'n boodskap vir my om te laat weet, as die styltes kom, dan kan ons baie keer begin wabbel. En dan moet ons harder trap. Ons moet meer gefokus wees om hierdie fiets regop te hou, want so maklik kan ons dan val. Lees hierdie gedeelte waar hulle na Jesus toe kom, met die voorneme om hom teen die grond te gooi. En dit is van die goed wat my die meeste ook vang in die woord van God. Hoe kon hulle tot by Jesus geloop het? Hulle vra vir hom, hulle soek Jesus, hy sê dit is ek, die krag van sy woorde, dit is ek, laat omtrent 580 soldate op een oomblik val. Hulle staan weer op, en hulle vang hom, hulle neem hom in gevangenis. Baie keer dink ek, wil ons net die maklike gedeelte hê. Ons besef nie regtig wat Jesus deurgegaan het, sodat ons die maklik kan hê nie. Kom ons kyk, net as ons vanoggend uitstap, ons kyk na die blomme in ons tuin, ons kyk na die gras langs die pad, ons kyk na die fynbos, en ons besef, daar moes saad geval het, voordat daar die boom, of voordat daar die blom opgekom het. En dat ek en jy besef vandag, dis in die moeilikste tye, waar ons 'n keuse moet maak, om nie onkruid uit ons mond uit te saai nie, maar eerder lewe, sodat lewe kan opkom. Dis in hy moeilike tye, wat jy voel jy wabbel, wat jy harder moet trap. Dis in hy moeilike tye, wat jy weer daardie persoon sien, of hoor van hy persoon, wat jou seer gemaak het, wat jy die keuse vanaand of môreoggend of eers moet maak om te sê, Here, ek kies om te vergewe, want as ek nie vergewe nie, Here, gaan hierdie goed my laat wabbel, en gaan hierdie fiets val. Jy harder daaraan moet werk, aan vergifnis in jou lewe, as wat jy ooit aan dit gewerk het. Dat wanneer die siekte kom, die krankheid, die teleurstellings, jy harder moet glo, dat deur die wonde van Jesus, daar vir jou genesing gekom het. Dat ons dit besef, Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëindig van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, hy die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus het in wabbeltye geweet, hierdie gaan nie altyd aanhou nie, maar hy gaan sit aan die regterkant van God, dat jy in wabbeltye in jou lewe sal weet, jy sit saam met Jesus in hemelse plekke. Amen.